waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar. En na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en ditsels voortbring. En jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van Eden laat woon, met swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Net tot daar in die woord van Here vanmôre, ek kan weer net so bluisterig gaan ek vir ons 'n gebed saam doen. Ons wonderbare koning, ons nader U vanmôre, Here, met die grootste eerbied in ons harte, omdat ons weet, U is groot. Here, U is ver bo dit wat ons kan bid of dink. Ons tonge te kort om te beskryf, ons gedagtes te klein om te begryp wie U is en wat U is, Here. Ons nader die troon van genade vanmôre, Here, omdat ons weet U dit so beskik het, U het 'n weg gebaan aan die kruis deur die eniggebore seun te kruisig, Here. En daarom het ons die groote vrymoedigheid om tot U te kan bid. En ons vra U vanmôre, Here, gaan met ons, seën ons, behoed en bewaar ons, Here. Here, wees geduldig met ons, lei ons deur die Gees, weerhou ons van enige kwaad en laat toe, Here, dat ons in U wil volkome sal wandel. Ek kom bid vanmôre, Here, vir die siekes onder ons, dat U hulle sal aanraak en genees, Here. Here, vir die wat dalk bemoeisiek is en onder omstandighede gedruk en bepeins word, Here, dat U ook vir hulle verligting sal bring, Here. Dat U ook hulle smarte sal dra. Ek vra ook nou, Heer, wanneer ons U woord gaan bestudeer, dat U die leermeester in ons midde sal wees. Dat U vir ons sal seën deur die woord vir ons lewend te maak vanmôre, soos net U alleen kan, Heer. Kom bid dit, Heer, alles in die groot en heilige naam alleen. Amen. Nou, ek wil graag net weer vers 6 vir u voorhou en val nou die laaste woorde waar daai hartseer verhaal nou uiteindelik begin het, waar daar staan, en Eva het van die boom se vrugte geëet en toe gee sy ook aan haar man by haar en hy het ook geëet. En dit natuurlik weet ons dan, en van daaruit kry ons tema, die genesis van sonde, die begin van alle sonde wat die wêreld gesien het. Jy sien die woord Genesis beteken mos maar net in die begin, of die begin, en ek glo jy sal saam met my stem dat hierdie boek waar uit ons nou gelees het, is die boek van die begin, waar ons lees van waar alles werklik tot stand gekom het. As ons kyk na Adam, dan sien ons die begin van die mens,
As ons kyk na Adam en Eva, dan sien ons die eerste huwelik. Kyk ons na Jakob, dan sien ons die eerste boerderypraktyke toe hy daar by Laban gewerk en gearbei het. Maar as ons 'n bietjie verder lees, dan sien ons ook, dit is 'n boek van eerstes wat ook so 'n bietjie moeilik in ons hart is om pos te vat, want ons sien ook die begin van moord. As ons net in die volgende hoofstuk kyk na Kain en Abel. As ons verder gaan, dan sien ons ook die eerste homoseksualiteit by Sodom en Gomora. Jy sien die boosheid van die mens, ons van hierdie punt af verder net al hoe meer besig om net meer boos te word. Die mensdom was van hier af verder net al hoe meer besig om in 'n spiraal al hoe verder weg te beweeg van die Here af. Dat die Here uiteindelik in Genesis 6 vers 5 sê hy, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het. En daar was smart in sy hart. Hart sê dat die mensdom tot daar gegaan het, en hierdie toename in boosheid is alles as gevolg van hierdie eerste sonde, die genesis van sonde, toe daar geval was vir die listige planne van die slang. Toe daar vir die eerste keer direk teen die opdragte van God opgetree was, en toe daar vir die eerste keer sonde in die hart van die mens opgekom het. Wat elkeen van u vandag moet weet, al is dit nie lekker om te hoor nie, is dat elkeen van u deel vanmôre in hierdie eerste sonde. Sien, ons erf dit van ons groot ouma grootjie en oupa grootjie Adam en Eva af. Alhoewel die Here geherstel het en wie op 'n reëlmatige plek gestel het, is die hele menslike geslag na hulle net gedompel in sonde. Job vra die vraag in Job 14 vers 4, hy sê, ag, kon 'n reine tevoorskyn kom uit 'n onreine? Dan antwoord hy, nee, nie een nie. Jy sien, twee onrein mense kan nie ewe skielik 'n rein kind in die lewe inbring nie, daarom is die hele menslike geslag in sonde gedompel. Romeine 5 vers 12 sê vir ons, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense toe deurgedring het, omdat almal gesondig het. Lekker om te hoor nie, maar dit is waar. En sonde het in elke mens presies dieselfde uitwerking. Dit is die dood. En die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Sonde verdien die hel. God kan nie sonde ongestraf laat bly nie. Numeri 14 vers 18 staan daar, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe. Nou is dit so mooi om te lees, woordjies soos goedertierenheid en lankmoedig, dat dit die Here is wat ons aanbid, maar dan eindig die vers af, dat die Here sonde nooit ongestraf laat bly nie. Sien, as u nie by 'n punt gaan uitkom waar jy ook soos Adam en Eva terugkeer na die Here toe, nie gaan u die straf dra. Maar as jy terugkeer na die Here toe, dan sal Christus die straf dra. Sonde moet gestraf word, of by u, of by Christus. Een van die twee. Nou baie van u sê ook in hierdie oomblik, o nee, ek is nie 'n sondaar nie, ek het nie sonde in my lewe nie. Hoor wat sê die woord van die Here in 1 Johannes 1 vers 8 en vers 10. Hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Eerstens mislei jy jouself, en tweedens maak jy van God 'n leienaar as jy nie wil erken dat jy sonde het nie. En wat die Here vandag aan elkeen van u wil sê, want die van u wat nog verlore is, in hierdie toestand is, die Here wil vandag nog redding kom bied. Hy het nie vir Adam en Eva daar in die tuin van Eden net weerloos gelos en vir hulle gesê, julle gaan nou sterwe, julle is op julle eie nie. Hy het hulle weer nader getrek, hy het hulle herstel. En so sien ons in hierdie hoofstuk van die Bybel, dit is maar die 3de hoofstuk van die Bybel, sien ons alreeds 'n openbaring van die evangelie. Die eerste keer wat die evangelie tot die mensdom gebied word. God wil die mens vergewe. Dit is wat ons sien in hierdie hoofstuk. Soos wat die Here met Adam en Eva gewerk het, so werk hy vandag nog met elkeen van ons. Hy los ons nie alleen in ons sonde toestand nie. Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.
Daar is 'n weg om herstel te word en dit is deur Christus alleen. En ek vra u, in besonder vanmôre, moet nie hart vir hart gedurende hierdie preek nie, moenie dat u gedagtes afdwaal nie, want net nou, is hierdie die laaste kans wat die Here vir u bied, om die saak met hom reg te maak. Ek wil graag vanmôre uitkom weer by hierdie teks en deurgaan, sodat ons sien hoe die Here met Adam en Eva hanteer het, en hoe hy ook op presies dieselfde wyse met ons werk. Die eerste wat ek vir wil voorhou is, die eerste sonde besef. Daar staan in vers 7, toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar, dat hulle naak is, sien gepla deur hulle gewete. Baie oomblik na die sondedaad gaan hulle oë oop. Hulle het nou net geëet van die verbode vrug. Van die enigste waarvan hulle nie mag eet nie. Hulle het hulle Skepper in die skande gelaat. Hulle het hom te na gekom. Die Here wat 'n lewensasem in hulle ingeblaas is. Die enigste gebod van die tuin van Eden is verbreek. Hulle oë gaan oop. Hulle is naak. 'n Sware gevoel van minderwaardigheid wat op hulle val in hierdie oomblik. Alles wat mooi is, alles wat eerbaar is, alles wat loflik is, wat hulle met die Here gehaat het, is ewe skielik verlore. Nie meer daar nie. En liewe vriend, so behoort elke siel te reageer wanneer hy besef daar is sonde in sy lewe. Wanneer hy agterkom, sonde is teenwoordig. Jy sien, soos Adam en Eva besef het, hulle is naak, so moet ons ook besef, daar is sonde in ons lewens. Vergifnis en die pad na verlossing beteken niks, as jy nie wil besef, jy het sonde in die lewe nie. Die wysste man wat nog ooit geleef het, koning Salomo, hy het gesê in 1 Konings 8 vers 46, hy sê, daar is geen mens wat nie sondig nie. Hierdie selfe wyse man sê toe in Prediker 7 vers 20 nog wyser woorde, hy sê, daar is geen regverdige mens op hierdie aarde wat goed doen, sonder om te sondig nie. Doen ook goeie goed, maar nie sonder om te sondig nie. Die genade wat die Here bied, is van geen waarde, as 'n mens nie besef jy het dit nodig nie. Die res van hierdie preek, die res van hierdie boodskap, gaan van geen waarde vir u wees, as u nie besef, u het dit nodig nie. As elke kind van die Here nog ooit in geskiedenis wat redding ontvang het, sal getuig, daar was 'n punt waar hy besef het, ek is verlore. Adam en Eva moes dit besef het, hulle is verlore. En hoekom sal dit anders wees in u lewe? U moet dit ook vanmôre besef. Kyk rondom u. Sien die ellende wat sonde in die lewe veroorsaak. Sien die gebrokenheid in die familie wat sonde veroorsaak. Dan wil ek u ook vra, kyk op, kyk na Christus en sien die heerlikheid waar daar kan wees as iemand net na hom toe wil draai en besef dat hy is 'n sondaar. Maar die volgende plek waar ek ook vir u voorhou, wat ons sien hier so in Genesis 3 is, die eerste pogings om hy sonde te vat en dit weg te steek, dat niemand dit sien nie. Vers 7 het verder gesê, en hulle het vir hulle vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Sien, hier kan duidelik hierin raak gesien word, dat Adam en Eva probeer so hard om hulle naaktheid weg te neem. Ons het die voorreg om ook 'n vyeboom op die gronde te hê, en ek het van sy blaartjies gepluk. Hulle het dit gebruik om hulle naaktheid te probeer bedek. En die vers meen nog ook, dat hulle het 'n naald en garing gevat om dit aan mekaar te werk, en alles te doen daarmee, maar wat dink jy gaan gebeur met hierdie blaar, nadat hy nou gepluk is? Hy gaan droog word, hy gaan hard word, hy gaan net mekaar uitkraak. Dit is nie 'n permanente oplossing om van hierdie blaar te gebruik om hulle sondes te bedek nie. Dit gaan vir hulle van geen nut wees nie. Hy sal verdor, soos wat die Bybel ook op baie ander plekke praat, van die plante lewe. Hulle sal aanhoudend na die vyeboom toe moet gaan en vir hulle nuwe blare pluk en aan mekaar werk, alles om net aan te hou om te probeer om daai naaktheid weg te steek. Maar kyk ons na die mense vandag, en dan sien ons dat daar is talle sondaars, wat ook maar nog rondspeel met vye blare in hulle lewe, met verdroogde blare om te probeer hulle sonde wegsteek en te bedek, dat niemand anders daarvan sal uitvind nie. Mense wat dink, deur verskeie goeie dade te doen, sal God nie my sonde sien nie, sal ander mense nie my sonde sien nie, 'n bietjie liefdadigheid hier, 'n goeie daad daar, en my sonde is bedek.
En in hierdie land waarin ons lewe vandag, is dit so maklik om jou sonde te bedek en liefdadigheid te doen. As ons daar na Spar toe gaan, as jy nou jou inkopies alles in die kar gelaai het en jy trek jou kar en dan steek jy mos net jou hand so uit en dan kom jy ouetjie aangehardloop en dan dink jy nou my good deed of the day is gedoen en my saak is reg en my sonde is daarop vir vandag bedek. Gaan nie hou nie. As 'n verdroogde vye blaar. Die woord van die Here sê in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Dit nie uit julleself, dit is 'n gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Baie mense bedek hulle sondes met verdroogde blare, deur 'n naam Christen te wees. Hy noem homself 'n kind van die Here. Op Sondag lyk hy soos 'n kind van die Here en op Sondag lyk hy soos 'n kind van die Here en ek lees 'n boek van 'n ou wat sê hy sit 'n das aan en dan iewers skielik verander sy taalgebruik en eewes skielik word die kraswoorde word eewes skielik net broer en suster en hulle praat eewes skielik baie mooi, maar in die week as die das af is hy heeltemal 'n ander mens. Dan ken ons hom nie so nie. Van buite af mooi vye blare, van binne doods beendere. En wat gebeur in so 'n persoon se lewe? In die regte omstandighede, wanneer daar 'n bietjie druk toegepas word, konflik kom uit, daar's 'n stressituasie, dan kom die ware klere van die hart na vore. En die verlorenheid word net weer tentoongestel. Dink aan Dawid, toe hy by Batseba ingegaan het en hoe hy daar probeer het om sy sonde te bedek, toe Batseba swanger geval het. Eers laat hy vir Uria terugkom van die slagveld af en hy probeer hom kry om 'n aand by sy vrou te spandeer. Dit werk nie. Die volgende stap, toe vermoor hy vir Uria. Kan jy sien hoe sonde wat bedek word net nog sondebaar. Dis wat gaan gebeur as jy nie wil regmaak nie. En uiteindelik mis ons Hebreërs 4 vers 13. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom met wie ons te doen het nie, want alles is oop en bloot voor hom. God sien alles. Al bedek ons dit hoe goed vir die mense om ons. God sien alles. Dit sal nie ongesiens verby hom gaan nie. Die volgende wat ek vir wil voorhou in hierdie kosbare hoofstuk is nog 'n eerste wat ons sien is ons sien die eerste blaamverskywing. As jy kyk daarna vers 12 en 13, die Here vra nou vir die mens, wat het jy gedoen? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. En ek sien hoe rig die Here sy aangesig weg van Adam na Eva toe en hy kyk vir die vrou en hy vra vir haar, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Kan jy sien hoe skuif hulle die blaam maar net rond tussen mekaar. Niemand wil eintlik die skuld erken nie. Hulle skuif die blaam so rond, so maklik van Adam. So menslik van Adam om in hierdie oomblik nie skuld te wil erken nie. Al weet hy is skuldig. Hy het dit al reeds besef, maar hy wil dit nie vat nie. Om hy straf vry te spring is dit vir hom nou soveel makliker om net sy vroukie Eva onder die bus in te gooi. Die Here haar eerder sal straf. Net nie by hom, dit moet nie by hom uitkom nie. En Eva weer op haar beurt, gooi sy weer vir die slang onder die bus, en waar die Here net nie weer by haar uitkom nie. Die blaam word rondgeskuif tussen hulle. Dan kom Romeine 14 vers 12, wat vir ons sê, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap moet gee. Ons skuif ons die blaam waantoe rond, aan die einde van daar sal jy voor God verskyn, en jy sal moet rekenskap gee. Die Here oordeel altyd regverdig, en die grootste vyand vir ons daarin is, die eie ek, wat nooit die skuld wil vat nie. En dit is so maklik om ander mense skuld te gee. Dit is so maklik om altyd net die slang die skuld te gee, en te sê, oog, die ou duiwel uit weer gekom en my getuister en onder versoeking geplaas, en ek het geval, en so min kom jy by jouself uit. En die duiwel gee nie om, as jy hom altyd die blaam gee nie, want dan weet hy, jy kom nie by jouself uit nie. Daarom vra ek vir jy, hou op om die ou slang die skuld te gee. Hou op om jou ouers die skuld te gee. Hou op om die swak ekonomie die skuld te gee, of mense of gebeure die skuld te gee, vir die sonde in die eie lewe, en kom by die verdorwenheid van die eie hart uit. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dis wat by ons moet uitkom. Maar bo dit alles, gemeente, wil ek vir vanmôre vra, hou op om die Here die skuld te gee.
Hou op een of ander manier blaam na die Here toe te verplaas vir hoekom daar mislukking in u lewe is. Hoor hoe sê Adam, dit is die vrou wat u my gegee het. U het aan my gegee, nou het ek geval. Kan jy hoor hoe blameer hy die Here vir die sonde in sy lewe? Jakobus 1 vers 13 en 14, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Het is so maklik om net blame shifting toe te pas. En so min, kom ons by wat ek altyd noem, the man in the mirror uit. Daai persoon wat jy elke oggend in die oë moet kyk as jy tande borsel, dat jy in die spieël vaskyk, ons moet by daai persoon se hart uitkom. Ek wil graag met u aangrypende getuienis deel. Dit is die jaar 1967 in Amerika, en dit is een van Billy Graham se groot opsweeptogte wat hy gedoen het, en wat hy gepreek het in 'n sportstadion, en 10 vriende beplan 'n sluipmoord op Billy Graham. Elkeen het hulle onderskeie redes waarom hulle kwaad is vir die Here. Die een sê sy vrou is dood, en nou is hy kwaad vir die Here. Die ander sê sy kinders is dood, nou is hy kwaad vir die Here. Die ander het hulle werke verloor, nou sit hulle op straat, en nou is hulle kwaad vir die Here, en hulle blameer die Here. Hulle is gewapen met 'n plastiek geweertjie, en hierdie geweer kan net een skoot skiet voordat hy onbruikbaar is. En hulle kom ooreen, hulle gaan nie tydens die preek die kansel storm om 'n skoot te skiet op Billy Graham nie. Hulle gaan elkeen uit verskillende rigtings, wanneer die uitnodiging gemaak word, gaan hulle nader kom om seker te maak hulle is naby genoeg, en dan gaan hulle skoot waag op Billy Graham. En George Palmer skryf die verhaal op, hy was een van hierdie 10 vriende. Hy vertel dat hy daar sit in hierdie sportstadion, tydens hierdie enorme groot preek met 5000 mense min of meer wat daar was in die stadion, en hy vra homself, wat soek al hierdie mense hier? Weet hulle nie dat God is haatlik wreed nie? Weet hulle nie dat hy het sy vrou weggeneem, hy het sy vriend se kinders weggeneem nie? Hy moet gehaat word. In die volgende oomblik dink Billy Graham, George Palmer, maar wat soek ek hier? Wat soek ek hier, vra hy, want op daai oomblik preek Billy Graham, die Heilige Gees is besig om met u te praat. Moet nie hart vir hart in hierdie oomblik teenoor hom nie. In daai oomblik breek George Palmer voor die Here, hy kom tot bekering en hy word gered. Nou weet hy het nog 9 ander vriende hier wat vir Billy Graham wil doodmaak en hom vermoor. Toe die uitnodiging gemaak word, hardloop hy vorentoe na die kansel toe om sy 9 vriende te keer, en tot die skok van sy lewe het 9 uit die 10 daai dag tot bekering gekom. Die 10de ou het hulle nooit weer gesien nie, hulle weet nie waar hy is nie. Maar hulle het tot bekering gekom, toe hulle opgehou het om ander mense, en om God te blameer vir hulle sondes, toe hulle uitgekom het by die eie verdorwenheid van hulle hart. Of hy sê, die hel gaan eendag vol wees van mense, wat nie wou erken het, dat dit is hulle skuld nie. Wat ander mense aanhou blameer, vir hulle probleme in hulle lewens. Nou die verhaal neem van hier af verder, wil ek graag met hierdie meer positiewe inneem, van die volgende wat ek vir julle wil voorhou is, die eerste genadige roeping van God. Ons staan in vers 8 en vers 9, en hulle die stem van die Here God gehoor. As julle sy stem vanmôre hoor, moenie weghardloop nie. Terwyl hy wandel in die tuin en in die aandwindjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Kan jy hoor die genadige roeping van God na Adam en Eva? Waar is jy, Adam? Waar is jy, Eva? Sien die feit dat God verlore sondaars roep tot redding en verlossing is 'n uitstaande bewys dat God genadig is, dat hy 'n liefdevolle God is. Ons sien duidelik hierin raak dat God is die een wat eers tot die mens genader het, terwyl die mens homself gaan wegsteek het en gaan wegkruip het, te bedek, nie blaam te wil vat nie, maar die Here roep tot hulle eerste, nog voordat hulle eers daaraan gedink het. En die enigste manier hoe dit moontlik is, hoor mooi, die enigste manier hoe God 'n verlore sondaar sal roep tot redding, is as God hom lief gehad het, terwyl hy in sy sonde was, nie weerloos geword het nie. Romeine 5 vers 8 sê, want God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het,
terwyl ons nog sondaars was. Hy roep tot u, terwyl jy 'n sondaar is. Hy is lief vir u, terwyl jy 'n sondaar is. En hierdie uitnodiging om saligheid te verkry gaan uit tot almal toe. Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. God roep vandag nog. Hy roep deur prediking. Hy roep deur drome. Hy roep deur die natuur. Hy roep dalk deur 'n siekte in u lewe, of 'n siekte in 'n familielid om u te oortuig dat hy roep tot u. En u moet antwoord op hierdie roepstem. Die enigste manier om te antwoord op hierdie roepstem is gehoorsaam te wees en tot bekering te kom. Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Bekeer jou. Draai weg van die sonde af na God toe, is wat die roepstem vereis. Sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Die Gees praat vandag. As jy hom hoor, antwoord. Kom tot bekering. Moenie wag totdat dit te laat is nie. Die volgende wat ek vir julle wil voorhou is, ons sien ook die eerste sonde belydenis. Kardinaal vir die evangelie, Genesis 3 vers 10 sê vir ons, en hy antwoord, ek het u gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daar bely hy, ek is naak. In die eerste vers het hulle besef hulle is naak, maar hulle het nog nie erken en bely nie. Maar nou erken hulle is naak. Hulle erken, hulle het sonde gedoen. Hulle erken, hulle teen die Here opgetree. 'n Kardinale stap vir Adam en Eva op pad na verlossing was om te bely. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek met 'n ou vye blaartjie of wat ook al jy mee besig is, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Sou Adam en Eva nie daai dag hulle sonde bely het nie, sou hulle sekerlik verlore weggestap het. Daarom moet u ook by 'n punt uitkom waar u sal breek voor die Here. Die sonde toestand sal bely en sal uitroep in die woorde van byvoorbeeld Lukas 18 vers 13 waar hy sê, o God, wees my sondaar genadig. Dit is nie net per toeval dat Adam en Eva moes bely het nie. Ons sien dit van daar af verder deurgaans deur die skrif. Ek verwys weer na Dawid toe hy by Batseba ingegaan het. Lees ons in 2 Samuel 12 vers 13. Wat Dawid vir Nathan sê, ek het gesondig. Daar bely hy. Ek het gesondig teen die Here en onmiddellik antwoord Nathan vir Dawid, hy sê, so die Here dan ook die sonde vergewe. Onmiddellik. Die sal nie sterf nie. Hy verwag die Here dat elke sondaar sal breek voor hom om vergifnis te kry. Breek voor die Here met die sonde toestand. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslae is van gees. Psalm 34 vers 19. Dan kan jy met 'n vaste sekerheid weet. In Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou. Al is ons ontrou, sê 'n ander vers mos, as ons ons sondes bely, hy is getrou om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Maar sonde maar net bely wil word. Die laaste plek hou ek vir u voor ook dit wat ons sien en nog 'n eerste in hierdie hoofstuk is, ons sien die eerste offer. In vers 21 staan daar, die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Ek wil weer terugneem na hierdie ou blaartjie wat ek gepluk het, wat nie gaan nou nie, wat nie 'n permanente oplossing is nie. Daarom neem die Here vir hulle 'n dier, ons weet nie wat se dier nie, en hierdie dier moes geslag geword het om sy vel te kry, om leer vanaf te kry. 'n meer permanente oplossing vir hulle bedekking. 'n dier moes geoffer word, bloed moes gevloei het om 'n genoegsame bedekking te kry. Alreeds hier in Genesis hoofstuk 3 sien ons dat God se eis vir vergifnis vereis bloed. Hebreërs 9 vers 22, 'n baie belangrike evangelievers. Byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Bloed moet vloei vir God om sonde te kan vergewe. En in dit vind ons 'n kosbare heenwyse na Christus. Na hy wat sou kom.
Daarom het hierdie eindste hoofstuk ook vir ons die heel eerste moederbelofte gevat, wat vir ons wys dat Christus gaan kom. Dis Genesis 3 vers 15. As jy nie daarvan geweet in hierdie eerste vers in die Bybel, wat wys dat Christus gaan kom. Hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit wys op die Messias wat gaan kom, maar dit wys ook dat hy moes gesterf het aan die kruis. En dat hierdie offer van hom in die Nuwe Testament, dat dit verlossing sal bring vir almal verder in die hele toekoms en sowel as vir die van die verlede. Sien, 'n dier kan onmoontlik volkome verlossing bring. Hebreërs 10 vers 4 sê vir ons, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik sonde wegneem. Daarom is dit nodig dat daar 'n beter offer kom. 'n Volmaakte offer sal gekom het. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Sien, die probleem is, ons almal het in Adam gesterwe. Maar die oplossing is dat ons almal kan in Christus weer lewend gemaak word. Adam is die federale hoof. Hy het ons almal in sonde gedompel. Maar Christus kan dit herstel. Hy bied geleentheid om vergewe te kan word. En hierdie volmaakte offer bied verlossing, nie net van die sondes van die verlede nie, maar oombliklik vir die sondes van die verlede, hede en toekoms, as hy maar net aangeneem wil word. Want dit is die enigste manier, glo in hom, neem hom aan, en hierdie offer van vergifnis kan u eie word. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word en in sy naam te kan glo. Johannes 3 vers 36 sê vir ons, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Verstaan nie, hy wat in die Seun glo het miskien die ewige lewe nie. Hy wat in die Seun glo gaan dalk die ewige lewe het nie. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Glo in hom en jy sal gered word. 'n Bekende illustrasie om hierdie saligmakende geloof te illustreer loop as volg. Stel jouself voor, hier is op 'n oseaan, het van 'n skip afgeval, die skip het verder gegaan en u bly nou agter. Die golwe is rof. Hy is besig om te verdrink in die see van verlorenheid. En skielik kom daar oor die horison 'n reddingsbootjie aan. Nou glo jy vas, hierdie boot gaan jy red. U is gered. Was dit so? Nee, nog nie. U is nog nie gered nie. Jy moet nog in daai boot kom om gered te word. En so is dit ook met die Here Jesus Christus. Jy kan glo, hy kan jy red. Maar is nog nie genoeg nie. Jy moet gryp na die reddende regterhand van daai persoon in daai reddingsbootjie en aktief deel word van Christus en van sy liggaam. Jy moet hom neem en hom die eie maak. Moenie in hierdie oomblik meer verder vertrou op die eie werke van ongeregtigheid nie, maar neem Christus aan in die geloof. Ek sluit af vanmôre. Genesis is die boek van alle eerstes. En ons het so ook gesien, die kosbare eerste openbaring van die evangelie, waar die mens vir die eerste keer sonde gedoen het. Maar ook hoe God genadig was, hulle nie in daai sonde gelos het nie, maar hulle gered het, en hulle verlos het. En so sien ons, dat belydenis was 'n kardinale stap gewees, dat hulle moes geglo het in hierdie offer, en hierdie bloed van Christus, wat 4000 jaar later eers gevloei het, nou al, en hulle lewens 'n effek kon gehad het. Christus moes gesterf het, om verlossing te kan gee. Hy het sy bloed gegee. Dis die sware prys en die dure prys wat hy betaal het. Die Here het vandag met elkeen kom praat. Deur die oortuigingswerk van die Heilige Gees weet ek, daar is sonde ook uitgewys. Ek het nie nodig om sondes op te noem, om 'n lys af te gaan en so deur te gaan nie, want ek weet, die Heilige Gees oortuig. Luister na sy stem. Soos wat die Here met Adam en Eva gewerk het, so kan hy vandag nog met u werk. U hoef nie die hel binne te gaan nie. Daar is 'n weg na die hemel. Die saligheid is in niemand anders, want daar is geen ander naam wat onder die hemele gegee is, waardeur ons gered moet word nie, behalwe die van die Here Jesus Christus. Handelinge 4 vers 12. Hom wat in die gestalte van God was,
Hy wat homself verneder het aan die kruis vir u, wat u lief gehad het terwyl u nog in die sonde was, roep tot u. Moenie u hart verhard in hierdie oomblik nie. Kom kniel by die kruis, breek voor die Here met u sonde en neem hom aan as die persoonlike verlosser en saligmaker. Moenie vanoggend dat skaamte maak dat u vandag verlore wegstap. Wat gaan my vriende dink? Ek nou my lewe wil verander. Wat gaan my familie dink as ek nou eers wil uitkom? Wat gaan die kerk dink as ek nou so lank onder hulle wandel en ek kom nou eers om my saak reg te maak? Moenie dat skaamte maak dat u vanmôre verlore wegstap nie. Wie weet of u weer 'n kans gaan kry? Wie weet of u môre lewendig uit die bed uit sal opstaan? Niks in hierdie lewe is 'n gegewe nie. Daarom soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Die Here is besig om sy reddende regterhand na u toe uit te stryk om u te red. Gaan u hom wegwys? En sê nee, ek soek u nie. Gaan u na hom gryp met alles in u. Hoor sy stem wat roep tot u, wat sê, kom na my toe en ek sal vir jou rus en vrede gee. Hy sê aan u, my genade is vir jou genoeg. Amen. Kom ons bid. Ons dierbare Here Jesus Christus, Here in Hemel Vader, en Heilige Gees, Here. Ons kom vanoggend voor U en ons buig ons harte en ons dankie net, Heer, vir die offer wat U aan die kruis gebring het vir ons. Dat U ons nie weerloos los in ons sonde, dat die hel nie die enigste uitweg is nie, Heer, maar dat U die dierprys betaal het vir ons. Heer, ons begryp dit nie. Ons verstaan dit nie, hierdie goedheid wat U so vir ons gee nie, want ons verdien dit hoegenaamd nie, Heer. Maar ons dankie daarvoor. En ek bid, Heer, dat U vanmôre, as hier 'n siel is wat gebroken is, wat redding soek, oortuig hom, wys hom of haar, en red hulle siel vanmôre, Heer. Rig 'n getuienis vir U op in ons midde. Amen.